Almighty Jesus. Come on, say that for me. Yes, you are holy, Jesus. Abraham saam met sy seun Isak daardie altaar gebou het. Vra die seun vir hom, maar hier is die hout en hier is die vuur. Maar waar is die lam? En dan sien ons Hemelse Vader dat hy vir sy seun sê God sal voorsien. En in daardie oomblikke, Here, toe sien hy die ram wat verstrengel staan tussen die takke. En kon hy hierdie seun wat hy wou offer, wat hy gesê het hy sal offer vir God, want hy het geweet teen hoop op hoop. Die Bybel sê teen hoop op hoop dat God die vermoë het om my kind uit die dode uit op te wek. Daarom was Abraham in geloof bereid en het hy alles gegee, want hy het geweet God is in beheer van sy lewe. En ons sing vanmôre, worthy, worthy is the Lamb. En ons wil U aanbid vanmôre, want ons weet, Here, daar is geen ander lam buiten U nie. U het nie gekom om die bloed van 'n dier te stort nie. U het U eie bloed gegee. U het daardie prys betaal sodat elke mens wat in U glo, wat U aanneem in geloof, wat hulle bekeer, Here, en hulle harte aan U oorgee, dat hulle toegang tot God het. Dankie dat U ons versoen het met ons Hemelse Vader en dat daardie offer in Christus Jesus is. Daarom kan ons sing, worthy, worthy is the Lamb. Kom ons sing dit nog een keer saam en dan gaan ons oor na die diens toe. Baie dankie. Kom ons sê dit vol. Yes, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy.
We worship you. Come, Holy Spirit. Neem besit, Here, van elke hart, elke gedagte. Jesus. Kom net in aanbidding. Daar waar jy is en spreek in die taal saggies. Wat die Here vir jou gee in aanbidding. Thank you, Jesus. Kom bid in jou taal. Net saggies daar waar jy is in die naam van Jesus. Wonderful Jesus. Jesus, you are wonderful, God. Mighty Jesus. Ons aanbid U. Vader, ons eer U. Daar is niemand soos U nie. U naam is oor ons uitgeroep. U naam is 'n sterk toring, die regverdiges vlug daarin en hulle word beskut. Ons sal U aanbid, die diepste van ons hart. So baie keer sukkel ons, Here, om daardie oorgawe te maak waar ons oorgee in die Gees. Here, ons probeer dit in die denke, ons probeer dit in die sielsdimensie doen. Ons kan daar begin, maar ons mag nie daar bly nie. Ons moet oorbeweeg, Hemelse Vader, in die geestesrealm, in die geestesfeer, en waar ons die Gees toelaat om in ons te werk, deur ons te spreek en deur ons te bid, tot ons Hemelse Vader. Bereik U doel, o Here. Al die eer, al die lof, al die aanbidding kom die Here toe. Dankie dat ons saam kan wees. Ons gee aan U al die eer. Ons loof U wonderlike naam. Die volk van die Here sê amen. Prys die Here. Baie dankie, kan U sitplek neem. Hartlik welkom aan almal van julle in die huis van die Here. Ons weer is lang naweek en ek dank U dat julle die tyd uitgekoop het om hier te wees. Om saam met ons ook so die Here te aanbid. Is nog hierdie lang naweek en dan dink ek raak dit so 'n bietjie stiller en dan is ons weer terug na die normaal toe en ons eer die Here dan ook so vir sy goedheid en vir sy guns. Is die Here goed vir jou? Ek hoor nie, ek vra, is die Here goed vir jou? Prys die Here, die Here is vir my baie goed. Ek sê nie, dit is sonder stryd nie, maar die Here is goed vir my. En elke keer wat ek net kan terugkyk, dan weet ek, hy is in beheer van ons lewens. Wat 'n wonderlike voorreg om die Here te kan ken, om sy naam te kan ken, om hom te loof, om hom te eer, om hom te aanbid. Hy is 'n wonderlike hemelse Vader. Prys die Here. Nou voordat ek die diens gaan oorgee vir pastoor Marius, gaan ons heel eers gou luister na 'n getuie van Carmen en sy was maandag nog, sy sou verlede week al getuig het, maar Carmen kom vorentoe. Nou, sy is 'n onderwyseres hier by Teresa Park Laerskool. Ons het lekker ander onderwyseres of 'n paar onderwyseres, jy stap sommer na boontoe hoor. Magda sit daar agter, sy is by Hoërskool Pretoria Noord en sy is by Teresa Park Laerskool en ag ek het al so met haar gepraat. Jy het met haar praat oor haar passie vir kinders. Julle dan dink ek, Here, partykeer wens ek net dat daai passie wat daar is kan aansteek by baie ander onderwysers en onderwyseresse. Want 'n mens sien die werk wat sy doen vir die Here in daai kinders se lewens en dit is vir my so 'n groot aansporing dat mens eintlik dis lekker om na te luister vir wat sy vir die kinders doen. Sy gaan vanmôre getuig van wat die Here die afgelope tyd gedoen het na aanleiding van twee van die boodskappe wat eintlik uitgegaan het en sy dit letterlik gaan toepas het binne die konteks van die opleiding van die kinders. En ek het vir haar gesê asseblief, sy het dit vir my gestuur, sê ek jy moet dit vir die gemeente kom vertel. So ek is bly jy is beter vandag hoor. Sy was maandag het sy nog longontsteking gehad. So maar die Here het haar deurgeraak. Kom ons gee die Here eer daarvoor. Ons gee vir hom hande klap. Mag die Here jou seën hoor baie dankie. Kom hier op die kant staan. Goeiemôre mooi pragtige Jesuskinders. Itzaks, goeiemôre. Dis beter. Ek gaan vir julle Filippense 4 vers 12 en 13 lees. I have learned the secret of living in each situation, whether it is with a full tummy or empty, with plenty or little. I can do everything through Christ who gives me strength.
Soos pastoor gesê het, ek is 'n onderwyseres by Teresa Park. Ek het van graad 7 na graad 4 toegeskuif, toe het 15 van my kinders gedryf. Dit was vir my verskriklik. Ek het hulle huis toe gevat, julle kan daar op die fotootjie sien, en begin help. Ons het hulle almal deurgekry. Ek het geen vergoeding gevra nie, ek wou net hê hulle moet deurkom. Ek het saam met hulle gehuil. As hulle aan die einde van die kwartaal dryp en einde van die jaar. So het ons begin met 'n naskool. Ons het gegroei en nog gegroei en nog, en die ouers het mekaar vertel daarvan, jy kan nou vir ons die fotootjies van my kinders opsit, dankie. Die ouers het vir mekaar vertel van ons, en ons het net bly groei. Met die Here se genade gaan ons volgende jaar 'n skool begin. Ek is vandag hier om vir julle te vertel van ons amazing, wonderlike God. Daar is somme van ons kindertjies daar by die huis, en daar is 'n paar fotootjies van hulle by die skool ook. Ek het begin om die Here eerste te plaas. Ek het 'n bidkamer begin, daar is my pragtige kinders, waar ons al die gebedjies ingesit, elke oggend bid ek vir elke kindjie wat probleme gehad het, soos 'n pappa is geskiet hier by Wonderpark, 3 skote deur die bors, ons het bly bid vir die pappa, hy is heeltemal genees, hy werk weer, 'n mamma het COVID gehad, 2 jaar op baie masjiene en goed, na 2 jaar kon sy nou weer loop praat, weer na die seentjie toe terug, so die Here is amazing. My pa het ons verskriklik aangerand, op 32 jaar, ek was 32 die laaste keer wat my so geskop het, dat my seun my moes aftrek, ek moes 'n operasie kry, so ek het altyd hierdie gevoel in my gehad, ek het hierdie verskriklike hol gevoel vir liefde, maar ek weet nie om dit te vul nie. So het ek 3 keer getrou, dit het nie gewerk. Daai was nie vir my gewees nie, maar God het al die tyd 'n baie beter plan met my lewe gehad. Hy het lank al geweet, hierdie wonderlike kindertjies gaan daai hol gevoel vol maak. So, ek het begin, in plaas van om te raas en minuspunte te gee, het ek gaan sweeties vir hulle koop. Ons sal byvoorbeeld roomys uitdeel. Ek het hulle laasweek voor ek siek geraak het geprank. Toe sê ek, hulle was baie stout, die hoof het op die kamera hulle gesien, sy wag vir hulle onder op die paviljoen, toe stap hulle nou af, hulle bewe, hulle is verskriklik bang. Ons het 'n baie kwaai hoof. En toe hulle nou onderkom, het ek vir hulle koek gekoop en roomys en 'n secret partytjie gehou, en toe is hulle nou so verskriklik baie bly. Ek het al so baie van hulle gedoop, elke oggend, eerste ding, dan bid ons saam. Ek is nou ook by die entreeblad, die Here het my gesê ek moet dit doen. Ek bid vir 1000 kinders. Baie oggende is daar geen onderwyser nie, dis net ek en die Here. Daai kinders is doodstil. Hulle almal bid saam met my, hulle almal lees saam met my Bybel. Dit is amazing, jy kan net die Here daar voel. So, samevatting wil ek net sê, die Here is amazing, plaas hom eerste, soos pastoor die laaste paar kere gepraat het. More of God, more of Jesus, less of me. Ek het gedink ek moet trou, dit was nie die Here se plan nie. Hy het 'n baie beter plan met my lewe gehad. Dit was om vir daai kinders daar te wees. Die Here weet, hy weet, sit hom net eerste, spandeer tyd saam met hom, bid vir hom, praat die hele dag met hom. En daai tentakels waarvan pastoor gepraat het, dis baie maklik, om daai lelike goed weg te kry, vervang dit met die positiewe. Baie keer het ek niks geld nie, dan het ek hulle sweeties beloof, dan bid ons, dan hoor ek my foon, tiet, dan te ouer vir ons geld inbetaal, dan gaan koop ek weer hulle sweeties om vir hulle te beloon. So solank jy die wil van die Here doen, en meer van God en minder van jou, tyd saam met hom spandeer, sal alles reg uitwerk. Baie dankie. Baie dankie Carmen, sy was so opgewonde toe sy gehoor het, en sy besef het, meer van die Here en minder van my. Maar ek so na haar luister, en is altyd wat sy praat, dit is soos as jy met haar praat, dis jy goed na vore toe kom, dink ek, Here, maar ek dink sy spandeer haar hele salaris, op sweeties en koekies, terwille van hierdie kinders, maar sy bedien hulle met die woord van die Here, en julle, wat 'n voorreg is dit om in 'n klas te sit, waar jy 'n onderwyser het, wat die Here so dien, hè? Jy kan daai kind help geestelik, jy kan hom deur sy stryd help, en dis net een groot wonderlike voorreg, so ons wil vir haar ook sê, sterkte met daai skool, ek glo die Here gaan nog groot dinge doen, hoe hy dit gaan doen, weet ons nie, maar ons het geloof dat hy dit wel gaan doen, so ons eer die Here daarvoor. So Marius, waar is jy? Kom sommer hier na vore asseblief, hy gaan vir ons bedien met die woord. Ons het hom sy ordening hanteer, hy kom eintlik uit Garris gemeente uit, en hy is nou al meer as 'n jaar hier by ons op proef, en ons het hom by die konferensie, het ons dan sy ordening afgehandel, hy is ook beroep hier by die gemeente, in die tienerbediening, en dan ook rondom al die ander goed wat hy doen 'n geweldige klomp goed. Ek het lanklaas 'n ou gesien wat voltyds werk,
en soveel dinge vir die Here kan doen. Ek het my verbaas, as hy's op die hospitaalspan, as ons iemand uitsit om iemand te gaan besoek, Dolf hanteer die hele hospitaalbediening, dan sien ek net, hier kom het op die groep deur, Marius, ek was daar. Ek het die mense gaan besoek, en dink, Here, waar kry jy die ou die tyd om al die goeders te doen? Hy pas dit in, hy doen dit, hy voer dit deur, hy het die tieners, hy het 'n selgroep by die huis, wat suksesvol is, klomp mense al gedoop, ingebring in die gemeente, en ons eer die Here vir hierdie jongman. Maar hy gaan vanmôre hier by ons 'n preek, en dis nie sy laaste preek nie, maar ons het hom vrygestel van hoofkantoorkant af. Hy is steeds 'n deel van Lewende Waters gemeente, maar ons gaan hom vrystel vir 7 maande tot die einde van Desember om in Ware Noord gemeente, en dit is Pretoria Noord, Ou Pretoria Noord gemeente in President Steynstraat te gaan help. Daar het 'n klompie goedjies daar gebeur, daar's 'n jong man wat daar oorgeneem het, en dit was 'n baie sterk tradisionele gemeente, wat tradisioneel sê ek in terme van ouderdom, die ouderdomsgroepering daar het groot geword, dink Pastor Hannes was 45 jaar of iets daar betrokke, en so dit is so dat 'n mens bereik maar mense soos jy, en op die ouende toe 'n jong man oorneem, was daar nou baie ander dingetjies wat gebeur het, dat baie van die ouer mense het gevoel, ons pas nie in nie, en hulle het gegaan. Maar ons gaan Pastoor Marius vrystel die van ons af, om op 'n Sondag of op 'n week tot week basis daar te gaan help. Hy is steeds op my bestuursraad, so hy gaan elke week, sorry vir jou, maar jy gaan inkom. Om by die bestuursraad om dit te deel, want ons wil graag moniteer wat daar aan die gang is. Ons wil nie graag daai pragtige gemeente wat daar is, moet enigstens verder agteruit gaan of seer kry nie. Pastoor Janu het hulp nodig, hy is meer in leringbediening. Pastoor Marius het 'n hart vir herderlike versorging, en ek dink dis wat hy kerk nou nodig het. So julle moet vir hom bid, dat die Here vir hom en Sanet genade gee, krag gee, en dat hulle dan ook so net vorentoe sal beweeg. Dan het ek, Pastoor Jaco, julle trek môre, wanneer gaan julle trek? Ek het gedog, jy is die naweek al weg. So gaan jy môre? Is dit, okay. So hulle het, hy het 'n nuwe pos gekry in Nelspruit. Nou Nelspruit lê my baie na in die hart. Dit is daar waar die Here eintlik met my ontmoet het. Op die Landbou College, op 24 Desember 1981, het die Here met my daar gepraat en vir my gesê, waarom sê jy vir my, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie, daai nag. En ek het met die Here geworstel tot oor 12 daai nag, waar die duiwel my elke keer as ek probeer bid, my knie probeer buig, het ek gevoel dat die duiwel my verwrig om my dood te maak. En dan spring ek op my voete en ek aanbid die Here en ek roep tot die naam van die Here. En ek het nog nooit in my lewe so begeerte gehad om net naby God te wees soos daai aand nie. Want ek het besef, alhoewel ek in die huis van die Here groot geword het, het ek God nie geken nie. En daai nag toe verstaan ek, jy kan die beste Christelike agtergrond in jou huis hê, maar jy moet 'n besluit vir Jesus neem. En daai nag het ek my hart vir die Here gegee en vir die Here gesê, Here, ek was nog so 3 weke daar wat ek die plaas daar bestuur het. Is ek terug in Pretoria en dan sal ek my laat doop en ek sal gehoorsaam wees aan die stem en die woord van die Here. En van daai dag af het die Here my gerig. So ons gaan sommer vir hulle altyd bid. So Jaco, jy moet sommer net op jou voete staan terwyl ek vir hom bid. Ek gaan sommer vir jou ook bid dat die Here vir julle gaan deurdra en dan gaan hy direk vir ons daarna met die woord bedien. Sal jy vir ons net so opstaan asseblief. Kom ons gaan net vir hulle ook bid, vir hom en sy gesin wat dan Nelspruit toe gaan, wat die Here daar gaan gebruik. En ek weet, ek het gehoor, jy gaan reg eintlik oor Afrika, of gedeeltes van Afrika, Mosambiek en daai plekke. So ons bid dat die Here jou deurdra en ook daarin krag gee. Vader, ons kom in hierdie oomblikke voor die troon van die Here. En Here, Marius is nie vir ons weg nie. Marius is geleen. En Here, by sy ordeningsgeleentheid het U vir my 'n woord gegee dat hy moet gaan regmaak wat oorgebly het. En Here, ek wil bid dat daai woord in sy bediening tot stand sal kom. Dat hy sal gaan regmaak, Here, wat oorgebly het. Here, en vanmôre sit Willa hier, Pastoor Hannes se weduwee, Here, wat vir baie jare in daai gemeente betrokke was en 'n groot werk daar gedoen het. Hier's verskeie ander mense in hierdie gemeente, Here, wat vir baie jare intense diens in daai gemeente gelewer het. En ek wil vra, Here, dat U die dienswerk wat daar gedoen is, dat U, Here, dit sal oprig. En dat U, Here, vir Marius en Sanet sal gebruik om vir Janu en sy vrou, Here, hulle hande omhoog te hou en hulle te help, Here, om ook hulle voete te vind binne die konteks van gemeentebestuur, omdat Marius, Here, ook sekere ondervinding opgedoen het, nie net hier by ons nie, maar ook voorheen, Here,
saam met pastoor Duim en hulle, en ek wil bid, Here, dat U vir hom krag en sterkte sal gee, en dat U, Here, hom sal deurdra, en Here, wanneer ons hom sien, dat ons sal weet, hy is steeds 'n deel van ons, en aan die einde van Desember, Here, sal hoofkantoor kyk, wat is die pad vorentoe, en so wil ons kom bid, Here, dat U dan ook so groot herstel sal bring binne die konteks van daai gemeente, Here. Here, daar het 'n ander gemeente oopgemaak van iemand wat weggegaan het, wat 'n klomp mense afgerokkel het en so intoe laat gaan het, en ons wil bid dat U ook daar in Hemelse Vader 'n nuwe oes sal gee. Nuwe mense, Here, jong mense, want Here, daai hele plek waar hy gemeente staan is gevul met jong mense wat verslaaf is aan dwelms en een of ander afhanklikheid, en ek wil bid, Here, dat U vir hulle sal gebruik om die atmosfeer, Here, in daardie dele van Pretoria Noord, Here, te vul met God se Heilige Gees. Daarom vra ek, Here, dat U met hulle sal wees. Ek bid, Here, pastoor Jaco hulle, Amanda, Here, dat U met hulle sal wees waar hulle nou na Nelspruit toe gaan verhuis, en van daar af, Here, die werk gaan doen met betrekking tot sy sekulêre beroep. Maar Here, ek wil bid dat U vir hom ook daar in sy hart sal werk, om in hulle huis, Here, met 'n werk te begin. Here, vir baie jare het ek, toe ek die moderator was, Here, het ek so baie oproepe gekry van 'n handjievol mense wat in Nelspruit was, wat my gebel het om te sê, is daar nie iemand wat hier met 'n gemeente kan begin nie? En nooit het iemand opgestaan om dit te doen nie, Here. En ek wil bid dat U nou ook so U plan daar sal vervul, en die gebede wat daar gebid is, dat U Hemelse Vader ook dit tot stand sal bring. Dankie dat ons hulle ook dan so kan seën vanmôre in Jesus se naam. En ek eer U en ek loof U en ek aanbid U daarvoor, Vader. Amen. Mag die Here met julle gaan in vrede en in sy liefde. Pastoor, nou is dit jou geleentheid. Jy het 'n mic, né? Sit my ding af, ek kry my hier vooraf. Amen. Goeiemôre van my kant af, is werklik 'n voorreg. Ek sê altyd dis 'n voorreg om die woord van die Here te bedien, en nie reg nie. Dis 'n voorreg om in die diens van die Here te kan staan. En eerste pastoor Henry wil ek sê baie dankie vir die bestuursraad en elkeen wat in hierdie 4 jaar my die geleentheid gegee het om deel te kan wees en om betrokke te kan raak in die gemeente, vir die geleenthede, vir U as gemeente, die liefde, U genade, en soos my vrou altyd sê, dis uit die oog, uit die hart, maar is daarom nie so 'n geval nie, en ek wil 'n kommitment maak dat ek vir U sal bly bid, en U vir my bly bid, want ons is saam in een koninkryk. Is dit nie waar nie? Ons is saam in een koninkryk. Dis 'n koninkrykswerk om siele te wen, om 'n verskil te maak in die koninkryk van God, want daar's baie, en ons hoef nie ver te gaan soek om mense te kry wat vandag stikkend is om wat God nodig het nie. Hulle is al om ons. En partykeer dink ek dat sekere dinge is vir ewig, maar ek weet daar kom seisoene in 'n ou se lewe. En dan elke persoon wat hier sit, is 'n seisoen in jou lewe om te kom en om te gaan, en ek glo dit is waar die Here nou met ons op hierdie stadium is. En ek wil voordat ek met hierdie woord gaan bedien, kom ons bid net saam en vra dat die Here vanoggend sy woord sal seën. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons vanoggend het om U te kan loof, om U te kan prys en om U te kan aanbid. Ek dank U dat ek reeds bewus is van U teenwoordigheid, Vader. Ek wil reg nou bid dat hierdie Gees sal beweeg van persoon tot persoon, dat geen een vanoggend dieselfde hier sal uitstap as wat hulle ingekom het nie. Ek wil reg nou elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid van Christus. Ek dank Here dat U woord sal nie ledig terugkeer nie, maar dit sal dien die doel waarvoor U dit gestuur het. U woord bring genesing, U woord bring verlossing, U woord bring bemoediging, Vader, U woord bring krag, U woord bring vrymaking. Dankie Vader dat die harte van mense oop is om die woord te kan ontvang wat saad is en dat dit sal vrug dra. Ek wil bid dat mense U sal beleef en U sal sien, dat U my woorde sal salf vanoggend, Vader. Dat die woorde wat gepraat word, woorde van God sal wees en nie woorde van 'n mens nie. En ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus se naam alleen. Amen. Weet jy dat terwyl ek so in die aanbidding staan en ek luister na die getuienis vanoggend, toe besef ek dat die woord wat die Here op my hart gelê is God beloon getrouheid. God beloon getrouheid. Terwyl ek aan die worship staan, ervaar ek kies mense wat vanoggend jy sit op moedverloorse vlakte. Jy sit in 'n situasie waar jy voel dit kan nie en jy voel maar ek doen al hierdie regte goed, maar ek kom net nie by die deurbraak wat ek moet kry nie. Nou wil ek vanoggend vir iemand in hierdie kerk sê, moenie moed opgee nie. Sê vir iemand langs jou, moenie moed opgee nie. Moenie vanoggend moed opgee in die droom, in die destiny, in die plan
vir God vir jou lewe nie, maar dit is belangrik dat u en ek getrou moet bly. Dit is belangrik dat u en ek getrou moet bly. Amen. Nou, ek wil vir jou 'n lied speel, en ek wil jy moet luister na die woorde van die lied, en die lied het vanoggend 'n vraag, en gewoonlik dan aan die einde van die boodskap, dan speel mense lied, weet, van speel jy lied en die maak 'n altaarkol en die vra vir mense om vorentoe te kom, maar in my hart het ek gevoel ek wil die lied graag vanoggend in die begin speel, met die vraag rakende God beloon getrouheid, en waar staan u en ek, as die vraag na my en u kant toe kom, wat in hierdie lied is. Dit is 'n kort lied, maar ek wil kom ons luister na die woorde, voordat ons gaan voortgaan. Baie dankie. When it's all been said and done, there is just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I live my life for you? And when it's all been said and done, all my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Lord, your mercy is so great that you look beyond our weakness and find pure as gold in miry clay, making sinners into saints. And I will always sing your here on earth and ever after. For you've shown me heaven's my true home. When it's all been said and done, you're my life when life is done. When it's all been said and done, there is just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I live my life for you? Lord, I live my life for you. When it's all been said and done, there's just one thing that matters. Daar's net een ding wat saak maak. Het ek my lewe geleef vir waarheid? Het ek my lewe geleef vir God? Vraag wat ek hier vanoggend wil vra is, vir wie leef u en ek? Leef ons vir ons werk? Leef ons dalk vir ons eggenoot, vir ons familie? Stokperdjie, ons besigheid? Wat is dit waarvoor ons leef? En niks van hierdie goed per se is verkeerd nie. Maar as dit nie sentraal gelees dat ek het 'n roeping van God gekry, elkeen van ons, en uit dit uit moet dit my dryf om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Nie kan hierdie goed in my lewe afgode raak, en maar net iets wat ons elke dag leef, van dag na dag na dag. Maar op die einde van die dag gaan niks van hierdie saak maak nie, want gaan ek met leë hande voor God staan, en dan gaan die Here vir my en vir u, elkeen van ons vra, wat het ek gemaak met die gawes, die talente, die vermoëns wat God ons gegee het? Want dis waarvoor ons verantwoording gaan doen eendag. Ons redding is vasgemaak. U en ek werk nie vir ons redding nie, want ons is bloed gewas deur die bloed van die Here Jesus Christus. Ek werk nie vir redding nie, want ek is bloed gewas, maar ons werk vir 'n kroon, om 'n kroon te kan ontvang eendag.
En wat sal ons ontvang en wat sal ons vir die Here gee? Did I live my life? Weet jy wat, as ek luister hierdie lied gereeld, elke dag in my lewe, dan vra ek myself, het ek werklik vandag geleef vir waarheid? Het ek werklik vandag gelewe vir die Here? Het ek werklik vandag 'n verskil gemaak? Het ek werklik waar iets gedoen, iets betekenisvol in iemand se lewe? Want dan hou dit my motivering rein en suiwer. Want dan kom maar nie baie keer hoogmoed in my hart nie, want weet jy wat, dit kan so maklik wees, ek. En ek besef een ding, ek is net hier vandag, en U is net hier op een ding, God se genade. Want sy genade is groot. Galasiërs 6 vers 9 sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd, sê vir iemand regte tyd, sal ons maai as ons nie verslap nie. Die geheim lê daarin. As ons nie moeg word om goed te doen, moenie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Dis eintlik wat getrouheid is. Ek wil vanoggend begin deur vir elkeen van u te sê, dit maak nie saak hoe jonk, hoe oud u is nie, u kan 'n verskil maak in die koninkryk van God. Elkeen. Ouderdom is net 'n nommer. Moses was 80 toe hy geroep is om die volk te lei. God soek net jou beskikbaarheid, jou getrouheid en 'n gewilligheid en 'n leerbare gees. Dis wat God soek. Ek gaan dit weer sê, jou beskikbaarheid, jou getrouheid, jou gewilligheid en 'n leerbare gees. Wat is getrouheid? Dis die Hebreëse woord vertrou en is afgelei van 'n werkwoord wat vaswees beteken. Dis verwant aan die bekende woord amen. Dit staan vas, dit is waar en seker. Getrouheid is in die Bybel verbind met die gedagte van onwankelbaarheid en vasheid. Met ander woorde, God se koninkryk kan nie wankel nie. God se koninkryk is vas. Nie soos ons regering nie, wat nie kan besluit of die wet moet op of af nie. Verstaan, dit wankel. Alles wankel altyd as dit kom. Mense kom en gaan, mense wankel, maar God is onwankelbaar en sy koninkryk is onwankelbaar en sy woord staan vas. En dit is eintlik die fondasie waarop getrouheid gegrond is. Psalm 93 sê, die Here is koning. Hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Vas staan die troon van ouds af, van ewigheid af, is U. 'n Persoon wat getrou is iemand waarop jy kan staat maak, iemand wat in al sy verhoudings betroubaar is, eerlik en integriteit het. Iemand wat lojaal sy beloftes en verpligtinge nakom. In die menslike samelewing is getrouheid eintlik onmisbaar. Om goed te funksioneer, moet mense met mekaar kan saamwerk. Stem jy met my saam? Om as samelewing en as 'n span te kan saamwerk, is getrouheid 'n belangrike aspek daarvan. Ons moet mekaar kan vertrou. Iemand het eendag gesê, hoe sterk is 'n ketting? Ketting is so sterk soos wat? Soos sy swakste skakel. Helaas ontbreek dikwels daardie getrouheid. Ons moet kan saam funksioneer, maar helaas ontbreek dit. Om werklik, ons worstel daagliks daarmee, om werklik getrou en betroubaar te wees, is vir baie mense nie belangrik nie. Baie mense ag, dit is nie belangrik nie. Die houding van ons tyd, eerder soos te wees, ek sal my verbintenis of beloftes nakom sover as dit my pas, of wanneer dit my pas. Ek het eintlik vanoggend te sê ek vir iemand hier buitekant, wat as God se getrouheid was en gemeet moes word aan my getrouheid teenoor hom? Ek dank die Here, dit werk nie so nie, maar wat as dit so was? Wat as dit so was? Dit werk nie so nie, want al is ek nie getrou nie, hy bly getrou, nog altyd. Maar die vraag wat ek het is, wat as God so getrou was teenoor my, as wat my getrouheid teenoor hom sou wees? Wat sou dit gewees het? Dit het my vanoggend getref, toe ek 'n bietjie stil raak, en ek vra myself, Here, waar staan ek? Met die gawes, die talente, die vermoëns. Koffie sê dat Pastor Henry en die bestuursraad van hierdie kerk het mense nodig om 'n verskil te maak in hierdie samelewing. En ek wil elkeen vanoggend van u uitdaag om te sê, vind iets. Daar's altyd iets om te doen in die koninkryk van die Here. Daar's altyd iets. Gee jou talente, gee jou vermoë, gee iets, maar raak betrokke en maak 'n verskil. Want daar siele om gered word. Die skrif sê dat die oes is groot en die arbeiders is min.
En God soek arbeiders in sy koninkryk. Ek sal my verbintenis of beloftes nakom wanneer dit sover in my pas. Die mense sê ja, is nie meer omwonde ja nie. En ons, ek wil vir u vra en u, word ons in ons omgang met ander werklik deur getrouheid gekenmerk. Dit is baie belangrik, wat ook in ag geneem moet word, is dat getrouheid is een van die vrugte van die Gees. Word genoem as een van die vrugte van die Gees. Wat in ons, ek kan dit nie uit my eie uitbewerk nie, dit is 'n werk wat deur God se Gees in my lewe moet bewerk word. Weet jy, ek was saam met 'n pastoorsvriend en ons het vir 'n ruk lank 'n kerk geplant. En een oggend toe stap ek in by die kerk en die kerk is leeg en ons nie mense in die kerk nie. En ek gaan sit langs hom, mismoedig, en ek vra hom net die volgende vraag. En ek vra hom, waar is die mense vanoggend? Amper soos wat ons mekaar altyd vra, waar is die mense, weet. Ek vra hom, waar is die mense vanoggend? En hy bly so lank stil en sy antwoord het my geruk in die binnekant toe hy van die antwoord gee. Hy sê, wie het in jou hart vanoggend 'n begeerte gesit om hier te wees? Sjoe. So Anna uitkyk daarna, wie het in jou hart vanoggend 'n begeerte gesit om hier te wees? Verstaan, weet ons wil altyd die vraag weet, maar hoe lyk dit in ons hart? Is daar begeerte in jou hart om in die huis van die Here te wees? Is soeke na die teenwoordigheid van God? Is daar in jou hart daai soeke na die teenwoordigheid van God? Ons het gehoor, plaas God eerste. Plaas God eerste. God beloon getrouheid, maar dit kom by 'n plek waar ek kom eerste in my lewe plaas, waar ek alles tersyde skuif. Paulus, ek het alles skade geag om die uitnemendheid van Christus te leer ken, sodat ek in sy volheid en in sy krag kan beweeg. Ek wil net so 'n paar voorbeelde noem. Toe ek voorberei, het ek gedink oor 'n paar persone wat getrou was en hoe God hulle beloon het en hoe hulle destiny en hulle roeping in beweeg het. Die eerste een is Abraham. En Pastor Henry het dit presies gebid vanoggend. Abraham kry belofte en hy wag op 75 en hy wag 25 jaar vir daai belofte om in vervulling te kom. Die belofte kom in vervulling en Isak word gebore en toe moes hy weer daai belofte offer. Na 13 jaar. Maar hy was elke keer getrou en hy het gewag op God se belofte. En God het hom die vader genoem van nasies. En hy word ook genoem wat? Vriend van God. Sy getrouheid is beloon met 'n definisie van 'n vriend van God. 'n Vriend van God. Maar hy moes deur 25 jaar gaan van wag, voorbereiding. Party van ons wag ook nie so lank. Ek wil vanoggend vir sê, moenie opgee nie, jou deurbraak is naby. Jou deurbraak is naby. Josef het 13 jaar gewag voordat hy by sy droom uitgekom het. Op 17-jarige ouderdom kry hierdie jong man 'n droom dat sy familie en almal buig voor hom en sy broers hou nie van hierdie droom nie en hulle raak jaloers op hom. Hulle gooi hom in 'n put en hy word verkoop en hy eindig op in Potifar se huis, op 'n plek waar hy nie moet wees nie, maar hy is getrou in sy verhouding met God en God het hom op tot tweede in bevel. Daar word hy valslik beskuldig en hy word weer in 'n tronk gegooi. Weer op 'n plek waar hy nie moet wees nie, maar God gebruik hom in sy getrouheid en hef hom op en hy word weer wat? Tweede in bevel in die tronk ook. En 13 jaar later, toe stap hy in en hy word die tweede in bevel van die magtigste nasie van die wêreld en God gebruik hom kragtig, maar hy moes deur 13 jaar se voorbereiding gaan. Want jy sien, hy moes opleiding kry in Potifar se huis, wat dit beteken om administrasie te kan hanteer. Dieselfde in die tronk, dat toe hy daar kom, was hy voorberei om in te stap in die destiny wat God vir hom het. Ons wil baie keer net die droom hê. Ons wil baie keer net by die eindpunt uitkom, maar ons is nie bereid om deur die proses te gaan nie. Daar's 'n proses baie keer waardeur u en ek moet gaan om by die droom en die destiny en die wil van God vir ons lewe uit te kom. En daar gaan baie challenges wees, ek kan nie beloof. In my eie lewe was daar baie challenges. Baie mense se opinies, my vriende tot my gesê, jy in bediening sal dit nooit maak nie. Toe hulle hoor op skool op teologie was wat sê hulle vir my, jy sal dit nooit maak. As ek nou hulle moes luister, het ek nie vandag hier gestaan nie. Dis net God se genade gewees. Deur wat moet u vandag werk? 'n Mindset van 'n kan nie. Mindset van 'n verloorder. Abraham het sy destiny bereik in God, maar hy was getrou en God is getrou. Josef het sy destiny bereik na baie lank en hy het deur al daai challenge beweeg, maar hy het daar uitgekom. Dawid word gesalf as koning, maar dit het hom 15 jaar gevat voordat hy eerste plek koning oor Juda geword het en 7 jaar later koning oor hele Israel. So eintlik het dit hom 22 jaar gevat vandat hy gesalf is as koning om in te stap in die destiny van sy koningskap. En hy moes nog onder 'n koning dien wat God al verlaat het, Saul. Wie van ons sou gedien het? Hy het 2 keer die geleentheid gehad om Saul dood te maak.
En hy het sê, ek sal nie my hand na die gesalfde van die Here uitstrek nie. En vir 15 jaar was hy getrou om te dien onder 'n man wat God verlaat het. Maar God het hom opgewek en hy was getrou gewees. 22 jaar. 22 jaar. Daniel, hy was getrou, hy het nie gebuig toe almal gebuig het nie, hy het gestaan. En God het hom verhef. Sien, in al hierdie gevalle is dit mense wat ons ken, is mense wat ons op kinderskoolvlak geleer ken het, hulle word opgeteken in die Hebreërs 11 hoofstuk van die geloofshelde. Dis mense wat ons weet, dis mense wat 'n pad gestap het. En ek wil vir u sê, wat God vir hulle gedoen het, kan God vir u ook doen. Geen obstakel of geen ding is vanoggend te groot in u lewe wat God uit die pad uit kan stoot om u te help om by u destiny uit te kom vir u lewe. Geen. En ek wil vir u vanoggend lees en dis ek kom met u oor 'n minder gekende persoon as ek dit so kan praat. Ek wil dit eintlik noem in Engels 'n unsung hero. Iemand oor wie daar nie baie gepraat word nie, maar wat 'n groot verskil gemaak het en wat God ook gebruik het. En ons gaan lees almal saam en ons gaan lees vanoggend in Handelinge hoofstuk 1. En ons gaan lees vanaf vers 15. Ons stel die verhaal hier op, dis net nadat Jesus opgevaar het in die hemel. Hy het vir sy disippels gesê, gaan wag in Jerusalem, totdat julle gedoen is met krag uit die hoogte. En hulle is so 7 dae in hierdie tydperk. En in vers 15 gebeur die volgende. En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan, en die skare van die persone wat bymekaar was omtrent 120 gesê. Dan word Petrus staan op, tussen 120, hy staan op en hy sê die volgende. Broeders, hierdie skrif moes vervul word, wat die Heilige Gees voorspel het, deur die mond van Dawid aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het. Want hy is saam met ons getal gereken, en die lot van hierdie bediening verkry. Hy het ook 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid. Hy het vooroorgeval en oopgebars en al sy ingewande het uitgestort. So dis hoe Judas dood is. Hy het die geld wat hy ontvang het hy gegaan, hy het homself gehang, vooroorgeval en hy het oopgebars. En dit het bekend geword aan die inwoners van Jerusalem sodat hierdie stuk grond in hul eie taal Akeldama genoem is, dit is bloedgrond. Want daar staan geskryf in die boek van die Psalms, laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner in wees nie, en laat die ander een sy opsienersambt opneem. Met ander woorde, Judas is dood, hulle is 11, maar daar moet nou weer 12 wees. Hulle moet nou 'n 12de een kies, om die getal vol te maak van die 12. Want daar staan geskrywe, laat een sy opsienersambt opneem. Vers 22. En hier sou hulle die persoon gekies het, en dis die persoon wat hulle gekies het. Van die manne wat dan saam met ons rondgegaan het al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af tot op die dag dat hy van ons af opgeneem is, van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstaan. Met ander woorde, ons kort 'n ekstra getuie wat deel kan word van hierdie 12, wat kan deel wees om te kan getuig aan die buitekant. En hulle 2 voorgestel. Hulle stel 2 persone voor. Josef, wat genoem is Barsabas, by die bynaam Justus, en Matthias. En hulle het gebid en gesê, U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie 2, die een wat U uitverkies het, om die lot van die bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het, om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die 12 apostels te wees. Nou ek wil vir u vra, wie van u, nêrens lees ons ooit van Matthias voor hierdie hoofstuk nie? Die een wat gekies is nie, en nêrens lees ons ooit weer sy naam na hierdie hoofstuk. Al inligting wat ons het oor Matthias is in hierdie paar versies. En wat was die kwalifiserende vereiste vir die man om gekies te word as deel van die elite 12? Hy moes net saam met Jesus se groep gewandel het vir 3,5 jaar. Al wat hy moes gedoen het. Hy moes daar gewees het. Met ander woorde, vandat Jesus gedoop is,
tot by die opstanding moes hy daar gewees het. Mense het hom dalk oorgesien. Hy was nie aan hom bekend nie, hy het nie boeke geskryf nie, het nie wonderwerke gedoen nie, was nie hierdie magtige mens gewees nie, maar tog is hy verkies as die 12de apostel. En u voel vandag dalk, maar ek het nie die talente nie, ek het nie die vermoë nie, ek kan nie. As ek vandag nie moet staan op grond van my vermoë, ek kan nie. Dit is net God. Want ek was nie die beste spreker self op skool nie, ek het 0 van al my mondelinge praatjies gevat. Ek het nie as die telefoon by die huis geantwoord nie. As die telefoon by die huis geluid het ek weggehardloop, kom het ek op my ma gesê antwoord, regtig, dis regtig so, ek kan nog gaan vra. Ek kan nie. Maar God het gekies. En dis ook sê, as die Here my kan gebruik, is daar vandag vir elkeen van u hoop, vir elke een wat hier voor my sit, is daar hoop, en daar is 'n toekoms, en daar is 'n plan. Matteus was nie gewild nie. Hy het dalk die donkiewerk gedoen. Die werk wat niemand wou doen nie. Ek kom vandag agter in die samelewing, mense wil nie goed doen waarvoor hulle nie gesien word nie. Mense wil altyd aansien hê, status hê. Ek wil vir jou sê, net die feit dat jy in die agtergrond dinge doen en nie aansien vir kry nie, beteken nie dis minder belangrik in die oë van God nie. Beteken nie dis minder belangrik in die oë van God nie. Dit gaan nie oor die persoon wat hier staan vanoggend en die persoon wat iemand by die deur verwelkom en die klankpanne agter en die praise worship team. Ons het almal 'n rol om te speel, om suksesvol te wees in hierdie gemeente. Elke ou het 'n rol te speel, maak nie saak hoe gering dit mag wees nie. Jou bydrae tel. In een gemeente waar ek betrokke was, daar rooi groot bord opgehoes wat sê, u betrokkenheid maak die verskil. Jou betrokkenheid vanoggend maak die verskil vanoggend. Matteus was nie gewild nie, was dalk nie hierdie alombekende persoon gewees nie. Maar luister mooi, Openbaring 21, vers 14. As jy nie weer Jerusalem gebou word, en die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. Wie dink jy se naam was die 12de een? Meeste teoloë sal vir jou sê, Matthias se naam sal daai fondament dra. Iemand van wie ek en u nog nooit gehoor het, iemand wat u en ek nog nooit eens van geweet het nie, nie eens geken het nie, en al hoe dit reg gekry het was, ek was daar. Ek was getrou, ek het my werk gedoen, met passie. Ek het nie moed opgegee nie. Weet jy, ek dink die enigste positiewe bydrae wat hy dalk mag gelewer het was, toe hulle uitgegaan het om te gaan bedien. En die mense begin die apostels en die disippels konfronteer en sê vir hulle, luister, weet maar, ek glo nie Lazarus het uit die dood uit opgestaan nie. Jesus wat uit die dood opgestaan het is net 'n mite. Dan steek hy sy hand so saggies op en hy sê, dis nie waar nie, ek was daar. Want jy sien, hy moes 'n waardige getuie gewees het, en dit was die bydrae wat hy kon lewer, omdat hy getrou was in daai tydperk, en God het hom verhef tot die apostelskap met 'n fondament wat gelê word. Met 'n fondament. Maar dis nie iemand wat ek en u daar so gesit het, ons weet nie eens van hom nie. Ons weet eintlik niks van hom af nie. Jy is nie vanoggend gering nie. En hou op om te vergelyk. Die grootste probleem is, people are born original, but most die a copy. Ek wil dit weer sê. People are born original, but most die a copy. As ek maar net soos die een kan wees, as ek maar net so mooi soos daai, ek het net soveel talent gehad het, of ek het soos die een gelyk, of soos daai een kon praat. Wees jy net jouself. En God sal jou gebruik vir wie en wat jy is. God is so divers, hy moet 6 biljoen mense maak. 6 biljoen. Nie een wat dieselfde vinger afdruk nie, nie een lyk dieselfde nie, nie een praat dieselfde nie, nie een dink dieselfde nie. En elke mens is na God se beeld geskape. En elke mens dra 'n stukkie van God, want dis so divers hy is. En as jy nie daai stukkie dra wat jy moet dra, of daai mens moet wees wat jy moet wees nie, beroof jy mense om iets van God te sien wat hulle nooit sou sien nie, want net jy kan dit vervul. Net jy kan dit vervul. Net u kan dit vervul. Dis hoe belangrik jy is in die koninkryk van God. As ek 'n legkaart hier sou opsit van 100 stukkie hier voor, en ek haal 1 stukkie uit, gaan ons almal sê, dis 'n pragtige legkaart, maar almal gaan vra, waar is die 1 stukkie? Niemand kan die legkaart raak sien, almal gaan vra, waar is daai stukkie? Waar is daai persoon wat hier moes gewees het? Dis dalk hier vanoggend, maar jy het moed opgegee op jou drome, moed opgegee op die planne, moed opgegee op jou idees. God sê vanoggend, jy's nie te gering nie. Jy's nie te gering om 'n verskil te maak in die koninkryk van God nie.
staan op. Jy's ook nie te oud nie, jy's ook nie te jonk nie, jy's ook nie te gering nie. Ek wil vanoggend ook dit sê. Jou gawe mag jou bo kry, maar jou karakter hou jou daar. Your gift may get you to the top, but your character will keep you there. En dit is hoekom ons baie keer deur hierdie goed moet gaan, om karakter development te hou, dat die dag as jy daar bo kom, dat jy kan vas staan. Baie van ons wil die kort pad vat. Daar is nie 'n kort pad in die koninkryk van God nie. The way up is the way down. John Maxwell het gesê, leierskap is nie 'n posisie nie, dis invloed. Partykeer wag ons vir 'n titel en ek wag vir dit en ek wag vir dit. John Maxwell is baie goed op leierskap en hy is een van my gunsteling en ek het baie lank van sy goed gelees. As jy vanoggend 'n pa is jy 'n leier, jy het invloed. En op het jy invloed, jou hele gesin. Dis invloed. Leadership. It's not a position. Dis invloed. En om te lei, moet ons eers volg. You will never be able to lead if you're not willing to follow. Eers moet ons lei, sal in jou werkplek, sal op enige ander dimensie van jou lewe. Eers moet ons kan leer om te volg, voordat ons kan lei. Ek moes ook in my lewe, toe ek hier instap, ek hier agter gaan sit 4 jaar terug. Ek het net geobserveer. Ek het vir pastoor Morey gesê, ek sien pastoor Morey hardloop 'n bietjie rond, jy's baie besig. Te klomp dinge waarmee jy jouself besig hou. Ek sê, kan ek jou nie kom help met die jong mense nie. Ek het net gaan sit. Op 'n stadium toe hy met my kom sien en uit dit het ek getrou gewees om daai bediening te kan uitleef. Om te kom waar ek vandag is, maar dit is 4 jaar. Verstaan jy wat ek vir jy sê? Kom nie net oornag nie, maar jy moet die bereidheid in die hart van 'n diensknegt kon hê om bo te kan kom. Ek stap nie net in nie, you start, but you serve, not to the best of your ability. And you take what God has given you. En jy vat wat God vir jou gegee het. Al is dit hoe gering en al is dit hoe klein. Matteus was in ons oë glad nie iemand wat ons sou gekies het nie, maar God het hom opgehef. Miskien voel jy vanoggend soos Matteus, wil ek vir sê daar's hoop. Ons is dalk nie in die kategorie van 'n Josef nie, ons is nie in die kategorie van 'n Abraham nie, ons is dalk nie in die kategorie van 'n Dawid nie, vir Daniel nie. Maar Matteus het net so 'n belangrike rol vervul in die Bybel en in die koninkryk van God. Ivan, kan ek vir jou vra om net vir my so saggies te kom speel as dit moontlik is? Weet jy, vir baie jare het ek ook ambisies in my lewe gehad en ek kan onthou toe ek jonk was evangelis Reinhard Bonke my Here gewees en ek het altyd sy dienste dopgehou weet in sy veldtog, dan sien ek hierdie miljoene skares waar daar staan. Ek het sy plakate teen my mure geplak en weet jy wat, en ek het hierdie ambisie. En daar's niks fout daarmee nie. Op partykeer die druk wat jy op self sit om daar te kom is ook baie erg. En ek besef een ding, weet jy wat, God het my nie geroep om Reinhard Bonke te wees, God het my geroep om my te wees. En as my roeping is om 10 te bereik, en sy roeping is 100 miljoen, en as altyd doen dieselfde, is ons voor God gelyk. Het gaan nie oor hoe baie of oor bietjie nie. Het gaan oor, het jy dit gedoen, waarvoor God jou geroep het om te doen. En het jy dit goed gedoen. Nou die beste, that I live my life for truth. That I live my life for you. Het gaan nie oor hoe klein of hoe baie. Charles Finney, ek het die God's Generals bestudeer. Charles Finney was 'n magtige instrument in die hand van die Here, een van die groot vaders van herlewing gewees. En in sy boek, en in sy autobiografie staan dat hy een keer dit sommer net by 'n fabriek ingeloop om mense te groet. En toe hy in die fabriek kan stap van 'n werkers van 1500, toe val almal onder die krag van die Here en hulle begin huil voor die Here. En hulle weet nie wat aangaan nie, want hy was kragtige instrument in die hand van God gewees. Hulle het dienste in 'n stadsaal gehou in 'n dorpie waar hy bedien het. Hy het vir 6 jaar daarna kon nie eens die stadsaal gebruik nie. Vanweer die heerlikheid van God wat in hy stadsaal neergelê het. Hy was 'n instrument in God se hand, kragtig. Maar hy het saam met hom iemand gehad met die naam van 'n Vader Nash. 'n Vader Nash weet niemand van nie. Hy het 'n klein grafsteen en niemand weet nie wie's Vader Nash. Maar Vader Nash en Charles Finney het saamgewerk. En Vader Nash het 3 weke voordat Finney gaan preek in 'n dorp, gaan bid in gastehuise. Vat hy 3 ouens saam. Dan bid hulle vir die teenwoordigheid van God om te val. Dat as Finney inkom om te kom preek, gaan die heerlikheid van God val in die dorp. En vir 3 weke voor die tyd bid daai 3 manne in 'n gastehuis, dat die gastehuisvrou vir Charles Finney bel en sê, luister hier meneer Finney, hier's mense van jou kerkie, hulle eet vir 3 dae en hulle lê net hier binne die kamers, hulle kom nie die huis uit nie, as hulle, wat gaan aan met hulle? Hy sê, los hulle.
Hulle is net besig om te terwyl en te bid in die teenwoordigheid van God. Selfs van die bediening val die krag, mense kom tot bekering, soveel so, dat statistiek sal vir jou sê, sy suksesrate was, elke 85 uit 100 wat hy na die Here toe gelei het nooit teruggeval nie. Die naaste aan hom is 84, het 'n 34% suksesrate, D.L. Moody. Maar die oomblik, toe Vader Nash doodgaan, toe begin Charles Finney se bediening ook afplat. En 3 maande later was dit nie meer dieselfde bediening gewees. Vader Nash se werk was nie gesien nie. Vader Nash se werk weet niemand eers van nie. Maar sy gebede het gemaak dat duisende siele tot bekering kon kom en dat God se krag geval het. Maar jy het hom nie gesien daarvoor nie. As jy geroep vir 'n intercessor, is dalk 'n werk wat niemand sien nie, maar dit is 'n kragtige werk wat God jou verroep, waarvoor God jou wil opwek, want sonder dit kan die koninkryk van God nie floreer nie. Charles Finney die vermoë gehad, want hy was 'n lawyer, hy was charismaties, hy kon goed praat. En almal het gekyk na Finney, want hy was hierdie briljante mens geweest, maar sonder 'n Vader Nash aan die background wat niemand van geweet het nie, so sy bediening dalk nooit suksesvol geweest het nie, want daar was iemand. Moenie vanoggend jouself diskwalifiseer omdat jy niks is nie. Moenie vanoggend self sê ek kan nie. Jy kan. Wees net gewillig. Wees net gewillig. Ek wil jy met die oë vanoggend sluit. Ek het al vanoggend in die worship gesien hoe vloei trane, ek het mense dopgehou. Ek het al in die worship ervaar hoe God wil beweeg in hierdie kerk vanoggend. Ek het al in die worship ervaar hoe God mense vanoggend weer wil hoop gee, want hier sit mense, jy het hopeloos geword, jy sit in 'n hopelose situasie, jy het opgegee op jou droom. Jy voel ek kan nie 'n verskil maak nie, ek wil graag, maar ek kan nie. Wil ek vanoggend vir jou sê, vanoggend uit die woord van die Here uitgehoor, jy's nie te gering nie, jy kan. En dan sal vanoggend sulke mense is wat sê bid vir my. Dan wil ek jy steek jou hand op, ek wil graag vir jou bid vanoggend. Nog. Die van die wat die hand opgesteek het, kan net daar waar jy is staan. Ek vir jou bid vanoggend. Eintlik wil ek jy met vanoggend 'n geloofstap neem. Ek wil vanoggend salf vir jou bid. Dat God weer die droom in jou hart sal hernie. Die droom in jou hart sal dit opvlam. God jy weer 'n passie en energie vir die lewe. So ek wil hê, jy wat jy hand opgesteek het, wat in die banke staan, kom staan nie voor my. Stap uit in die geloof. Stap uit in die geloof vanoggend. Ek gaan vir die pastore vra wat hier saam met my is. Vir die mense te kom bid. Tyd te spandeer vanoggend. Soos wat ons bid en jy voel ook in die hart, ek het 'n behoefte, ek het vanoggend God nodig. Ek het opgegee, ek het nie meer 'n droom nie, ek het nie meer 'n passie nie. Ek lewe maar net van paycheck tot paycheck. God wil vanoggend 'n werk in jou lewe doen. Soos vir die Here op ons harte lê, gaan ons vir hierdie mense vanoggend bid en ons gaan hulle vanoggend salf. Vra dat God se krag en God se heerlikheid oor hulle sal vaardig word. En dat die Here vanoggend elke mens sal bedien. Maak kontak met die Here. Maak vanoggend 'n besluit. Laat toe die Here met jou praat oor wat is die area waar ek betrokke moet raak. En neem vanoggend die lewe in oënskou en vra as ek getrou met die gawes wat God my gegee het. Wat maak ek met daai gawes? Iemand die voorstel steek op die hande. Maak kontak met die Here.
ons nou hier voorbedien, kom ek vra vir almal staan, dan gaan ek dit vir ons bid. Steek dit jou hande na die Here toe vir 'n oomblik. Dank hom vir sy getrouheid vanoggend. Dankie Here vir die getrouheid in ons lewens, Vader. Al is ons nie altyd getrou nie, Here. Dankie vir die genade in ons lewens, Vader. Ons steek vanoggend ons hande toe op en ons loof en ons prys U, Here, want U is God, U is almagtig, U is die koning van die konings. U is die Here van die leerskare en ek bid vanoggend, Here, dat U in elke hart en in elke lewe sal werk. Here, vul elkeen met die krag van die Gees, met 'n begeerte om God te soek vir die talente en die gawes, Here. Maar help ons dat ons dit sal ontwikkel en sal gebruik, nie tot eer van ons nie, maar tot eer van U naam, Here. Dat U koninkryk gevestig en gebou sal word. Ek wil bid, beskerm elkeen. Ek wil bid dat U elke huisgesin sal seën, elkeen sal beskerm. Here, ek wil hulle wegstuur met die genade en met die seën van die Here. En dat hulle sal gaan van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid. Vader, ons loof en ons prys U vir U teenwoordigheid wat vanoggend tasbaar in hierdie huis is, Vader. Dankie vir die liefde wat tasbaar in hierdie huis is, Vader. Dankie vir U genade wat tasbaar oor ons lewens is, Vader. En help ons om te wandel in die roeping wat U vir ons het. Maar help ons om met die vraag en gedagte hou. That we live our life for truth, that we give our best. Because that's the only thing that will stand at the end of time. Word verheerlik, Vader, is my gebed. Verdaag ons so in U liefde, Vader. En ons loof en ons prys U daarvoor. In Jesus se naam alleen. En die volk van die Here sê, amen en amen. Here seën U, mag jy wonderlik